Goeiedag sê familie en vriende, julle is hartlike groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Die Here het ons deurgedra en ek en u is uitgespaar. En dit was net die hand van die Here wat oor ek en u se lewe was. En ek wil vandag lees in die boeke van Johannes 3 vers 16. Baie ken hierdie skrifgedeelte. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ek wil praat vandag met iemand oor 'n tweede kans. Ek wil hier die boodskap titel vandag, 'n tweede kans. Die Bybel sê van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ons wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En baie maal verdink 'n mens dat ek en u die ewige lewe eers gaan ontvang wanneer ons gesterf het en ons kom by Jesus Christus uit. Maar die Bybel sê, wanneer jy die Here Jesus Christus aangeneem het, het hy jou die reg gegee om kind van God genoem te word. En ek en u moet verstaan dat ek en u moenie probeer werk of 'n punt te bewys. En ons moet ook weet dat die Here het nie wit voetjies nie. En ek en u hoef nie 'n werk te doen sodat ons in die goeie boeke van die Here Jesus Christus kom nie. Ons hoef ons nie te bewys deur ons werke nie. Dit wat die Here aan die kruis gedoen het vir ek en u was meer as genoeg. En ek wil vandag hê 'n Suid-Afrikaner moet besef dat die Here gee jou 'n tweede kans in die lewe. Dit maak nie saak waardeur jy nou gaan nie, waar jy jouself bevind nie. Moenie laat die vyand vir jou iets anders sê en vir jou sê dat jy is nog nie gereed om die tweede kans van die lewe aan te gryp nie. Vat vandag hierdie woord van die Here en maak dit jou eie. Van Johannes 3 vers 16 skryf en hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ek en u nie hoef verlore te gaan nie. Die Bybel sê dat die Here Jesus het aan die kruis gesterwe vir ek en u se sondes, en toe hy aan die kruis vasgenaal was, toe sy hang aan die kruis, was ek en u op sy gedagte. En moenie laat iemand anders vir u iets anders sê nie. Dis nie jou werke wat gaan maak dat die Here meer lief is vir jou nie, of minder lief is vir jou nie. Weet dit vandag dat jy het 'n tweede kans gekry op die lewe. Net die feit bly staan dat u nog vandag opgestaan het, is 'n teken dat jy is 'n wonderwerk, en die Here het 'n plan met ek en u se lewe. En ek en u kan nie die Here probeer omkoop nie. Al wat ons moet doen, is ons moet ons geloof oorsit in aksie. Van die Bybel sê, as ek met my mond bely en met my hart glo dat Jesus die seun van God is, sal ek gered word. En ons moet verstaan dat die Bybel sê, in die begin, in die tuin van Eden, het Adam sonde gedoen, en die Here het Adam in 'n posisie geplaas om hierdie tuin van Eden te bestuur. En die Bybel sê, as gevolg van die slang wat deur middel van die slang wat die vrou met die vrou kom kommunikeer en met die vrou kom spreek het onmin gesaai, en die slang het 'n ander woord vir Eva gespreek, en Eva het die vrug gegee waarvan God ons uitdruklik gesê het, moenie van eet nie. Toe kom sonde in. En die Bybel sê dat die Here het die mens gemaak op die 6de dag, en op die 7de dag het hy gerus en het gesê, dit was goed. En hy het gerus. En die sonde kom in toe ons begin ongehoorsaam raak aan die woord van die Here. En hier kom die Here vandag en hy gee ek en u 'n tweede kans. Van die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad. Maak nie saak wie nie vir jou lief het nie, die Here het jou lief. Ek wil hê dat moet vandag iemand luister na die voice, na die uitsending. Op kruis kyk, op YouTube, op Facebook. God het jou lief net soos jy is.
Die Here spesialiseer in gebroke mense. Hy maak gebroke mense reg. As baie mense wat op die strate is, wat dink hy is niks werd nie, wat geen drome meer het nie, wat voel hy gaan nêrens in die lewe kom nie. Ek wil hê jy moet hoor, jy is dalk in die gevangenis vandag, en ek wil hê jy moet hoor vandag dat die Here het jou lief. Hy het sy enigstgebore seun gegee om aan die kruis te sterwe. As ek en u vandag hier na die boodskap luister, en ek en u is vandag 2000 jaar plus oud, dan sê dit vir my, dat die Here het nie vir jou gesterf aan die kruis nie, maar as jy jonger as 2000 jaar oud is, beteken dat die Here het vir jou sterf aan die kruis, en die Here gee jou 'n tweede kans. Al wat ek en u moet vandag doen, is om die woord van die Here te aanvaar oor ons lewe, sodat ons God se goedheid kan ervaar. En ek wil vandag vir jou sterk bemoedig, meneer en mevrou, en ek wil vir jou sê dat die Here het jou lief. Wanneer jy voel jy's alleen en jy voel niemand het jou lief nie, die Here het jou lief. Ek kyk in Saldanha Bay en dan kyk ek waar ek is. In Saldanha Bay dan sien ek hoe daar mense op die strate is, hoe hulle op straat leef, en hulle dink dat niemand vir hulle omgee nie, maar ek het vandag 'n boodskap vir 'n kyker aan die buitekant, wat soos 'n niks werd voel, wat minderwaardig voel. Ek het vandag vir u 'n boodskap, en ek wil vir u sê, die Here gee jou 'n tweede kans. En wat ek agtergekom het in die laaste tyd in Saldanha Bay is, die belangrikheid is om liefde vir hulle te gee wat nie voel asof hulle laat iemand hulle lief het nie. Ander dag gaan ek in by Spar in Saldanha in, en 'n jongman roep my en hy reik uit na my toe. Ek wil leiers aan die buitekant ook sê wat luister na die voice note. Ons moet begin na hierdie uitsending, ons moet practice what ons preach. Die Here het ek en u 'n tweede kans gegee, en ons moet iemand aan die buitekant gaan bewus maak van die liefde van die Here, wat Jesus vir ons het. En daardie jongman reik uit en hy vra Evangelis Nathan, kan ek jou graag sien, ek wil net iets met jou bespreek, ek wil jou iets vra. En ek sê vir hom, is reg, ons kan gesels, maar omdat hulle heeltyd verwerping kry, en hulle voel dat mense nie vir hulle daar is nie, as sy eerste woorde, nadat ek vir hom sê, is reg, ons kan 'n gesprek het, breek hy sommer uit en sê, Evangelis Nathan, ek wil nie geld vra nie. Die ding is, ek het nooit gedink hy gaan geld vra nie. En wat hy vir my sê, Evangelis Nathan, ek wil net hê, u moet vir my 'n gebed doen. Dit wys vir my dat ek en u wil, ons is so gefokus op die kerk, hoe om mense na die Here toe te kry, hoe om 'n mic te vat en te preek, maar ons besef nie die impak wat ons kan doen in iemand se lewe, wanneer ons uitreik na iemand toe nie, waar daar nie 'n mic in jou hand is nie, waar jy nie op die poster is nie, waar jy nie uitreikings doen, waar mense jou sien, waar jy op aan die shine is nie. Ons moet in die tyd uitreik na ons gemeenskap toe, hulle wat nie weet dat die Here hulle lief het nie. Baie van hulle gaan soek liefde op verkeerde plekke, en baie gaan na verkeerde plekke toe, en hulle dink dis die liefde wat hulle daar kry, en dis nog altyd nie liefde nie. En ek het agtergekom dat die kerk is veronderstel in die tyd om die hospitaal te wees vir siek pasiënte, maar in die kerke word mense ook nie genees nie, van ons verwerp hulle wat liefdeloos voel. Maar hier kom die Here vandag, en die Here gee ek en u 'n tweede kans, want die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Hy het sy alles gegee, hy het sy beste gegee. Meneer en mevrou, dis nie ek wat vir u aan die kruis gesterf het dit nie. Dis die Here Jesus Christus, die almagtige God, die God wat alomteenwoordig is. Sorry, het gekies om vandag, om sy lewe vir u te gee.
En daarom wil ek jou aanmoedig vandag, deur te sê, kom na die Here toe. Aanvaar vandag die woord van die Here en maak dit jou eie. Maar die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, die Here het jou lief, net soos jy is. Die Here sal jou nooit in die steek laat nie, nooit alleen laat nie. Meneer en mevrou, staan weer op. Weer dat jy kry 'n tweede kans op die lewe. En die Here gee vandag 'n tweede kans aan ek en u. En die Here sê, so lief het ek die wêreld gehad. En toe Jesus aan die kruis hang, was ek en u op sy gedagte. En hy het gedink aan ek en u. En hy sê aan die kruis, Vader, dat hierdie bitter beker verby my gaan, maar nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Ek wil jou bemoedig vandag, meneer en mevrou, moenie laat die vyand vir jou 'n ander boodskap preek nie. Jy is nie in niks werd nie. Jy is in die plan van die Here. En die Here het 'n plan met jou lewe. Hy sal jou nooit alleen laat, nooit in die steek laat nie. Van die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ek en u nie hoef verlore te gaan nie. Weer het vandag dat die Here gee jou 'n tweede kans, en die Here het jou lief net soos jy is. Aanvaar vandag die woord van die Here, en maak dit vandag jou eie. Ek wil afsluit deur iemand te sê, so lief het die Here die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Daarom wil ek jou vandag sterk bemoedig deur jou te sê, die Here het jou lief, net soos jy is. Die is 'n boodskap wat ons Suid-Afrikaners moet hoor. Die is 'n jaar wat ons moet practice, wat ons preach. Ons moet uitgaan en 'n stikkende wêreld aan die buitekant die liefde van die Here te gaan wys. Want die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Ja, jy's belangrik in die oë van die Here. Ja, jy is spesiaal in die oë van die Here. Want die Bybel sê, hy het alles gespreek met 'n woord, maar hy het sy tyd gevat om jou as mens te formeer. En die Here sal jou nooit in die steek laat nie. Die Here sal jou nooit alleen laat nie, van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Dit was die moeite werd. Dus Jesus aan die kruis gaan hang, was ek en u op sy gedagte. Die Bybel sê, die voorhangsel het in twee geskeur, en dit gee ek en u direkte toegang om vandag met die Here te kommunikeer. Net daar waar jy is, aanvaar die liefde van die Here. Die liefde van die Here is vir jou meer as genoeg. Die Here gee jou 'n tweede kans op die lewe. Daar's 'n koor, daar's 'n song wat ons sing in die kerk. He will choose you over and over. Oor en oor sal die Here jou kies. Hierdie evangelie sal altyd deur mense red, mense verander, mense herstel. Mag die woord vandag iemand tot die besef bring dat die Here het jou lief, dat die Here nooit opgee op jou nie. Soos ons as mens opgee op mekaar, gee die Here nie op nie. Mag die Here jou seën vandag, versterk vandag, en weet, die Here gee jou 'n tweede kans. Aanvaar jy net die liefde van die Here vandag. Ek maak dit los oor elke kyker vandag, die liefde van die Here Jesus Christus oor jou lewe. Ek maak dit los
Die Here gee jou 'n tweede kans. Staan weer op, meneer en mevrou. Moenie opgee nie. Ons as mens gee op. Jesus het nie aan die kruis opgegee nie. Hy het uitgehou. Hy het deursettingsvermoë gehad. Van hy het geweet. Hy gee ons as mens 'n tweede kans. Die Here seën jou. Die Here versterk jou. En die Here laat sy aangesig oor jou skyn. Gaan uit, ek challenge jou. Gaan uit en gaan vertel iemand net aan die buitekant dat die Here het hom lief net soos hy is. Die Here seën jou. Evangelist Nathan Besaidnout. Die Here gee jou 'n tweede kans. Amen.